Deel 3.4 Petrus se latere getuienis, die finale getuie. Nadat ons die gebeure in Handelinge en Galasiërs ondersoek het, bly daar nog een baie belangrike vraag oor. Wat het Petrus self jare later van Paulus gedink? Hierdie vraag is van besondere belang. Gedurende hierdie studiereeks sover het ons reeds gesien dat Petrus en Paulus saam aan die Jerusalem vergadering deelgeneem het, dat hulle dieselfde grondslag van redding verdedig het en dat Paulus Petrus later in Antiochië oor sy gedrag aangespreek het. Maar wat gebeur na al hierdie gebeure? Het Petrus uiteindelik besluit dat Paulus 'n valse apostel was? Het hy gemeentes gewaarsku om Paulus se briewe te vermy? Het hy Paulus se geskrifte veroordeel? Die antwoord op al hierdie vrae is eenvoudig nee. Inteendeel, die laaste getuienis wat ons uit Petrus se eie hand het, wys presies die teenoorgestelde. Die belang van 2 Petrus. Die tweede brief van Petrus is waarskynlik een van die laaste boeke van die Nuwe Testament wat geskryf was voordat Petrus se marteldood plaasgevind het. Dit maak hierdie brief besonder waardevol. Waarom? Omdat Petrus nou terugkyk op baie jare van bediening. Hy skryf nie meer as die impulsiewe visserman van die evangelies nie. Hy skryf as 'n ervare apostel wat weet sy aardse lewe is amper verby. Hy sê self, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons meester, Yeshua die Mashiach, dit ook aan my bekend gemaak het. Hierdie is dus nie die woorde van 'n jong gelowige nie. Dit is die laaste pastorale raad van een van Yeshua se naaste disippels. As Petrus ooit sy lesers teen Paulus wou waarsku, sou ons dit juis hier verwag. Maar wat vind ons? Ons geliefde broer Paulus. 2 Petrus 3 vers 15 begin met hierdie merkwaardige woorde: en ag die lankmoedigheid van ons meester as verlossing, soos ons geliefde broer Paulus. Elke frase in hierdie vers verdien noukeurige aandag. Petrus noem Paulus ons geliefde broer. Nie daardie Paulus nie, nie die man wat ek nie vertrou nie, nie die afvallige nie, nie die een wat julle moet vermy nie, maar ons geliefde broer. Die Griekse woord G27, agapetos, geliefde, is dieselfde woord wat dikwels gebruik word om iemand vir wie daar opregte liefde en waardering bestaan te beskryf. Dit is dieselfde woord wat gebruik word vir geliefde medewerkers in ander Nuwe Testamentiese briewe. Hier is 'n paar duidelike voorbeelde. Romeine 16 vers 5, Epainetus, my geliefde, Paulus se medewerker. Romeine 16 vers 8, Ampliatus, my geliefde in die meester. 1 Korintiërs 4 vers 17, Timoteus, my geliefde en getroue kind in die meester. Efesiërs 6 vers 21, Tychicus, die geliefde broer en getroue dienaar in die meester. Kolossense 4 vers 7, Tychicus, die geliefde broer, getroue dienaar en medeslaaf in die meester. Kolossense 4 vers 9, Onesimus, die getroue en geliefde broer. Filemon 1 vers 16, Onesimus as 'n geliefde broer. En 3 Johannes 1 vers 1, aan die geliefde Gaius, 'n medewerker en getroue gelowige. Hierdie gebruik wys dat agapeitos, geliefde, nie 'n blote hoflike aanspreekvorm is nie. Dit dui op
opregte liefde, vertroue en geestelike verbondenheid. Wanneer Petrus dus Paulus in 2 Petrus 3 vers 15 ons geliefde broer noem, gebruik hy dieselfde woord waarmee die apostels en ander Nuwe Testamentiese skrywers hul gewaardeerde medewerkers en medegelowiges beskryf. Dit versterk die indruk dat Petrus Paulus as 'n ware broer in die geloof en medearbeider erken. Hier is dus geen spoor van vyandskap nie. Volgens die wysheid wat aan hom gegee is. Petrus voeg nog iets by. Hy sê Paulus het geskryf volgens die wysheid wat aan hom gegee is. Hierdie uitdrukking is belangrik. Petrus sê nie bloot dat Paulus slim was nie. Hy sê sy wysheid is aan hom gegee. Die passiewe vorm dui daarop dat hierdie wysheid van Elohim afkomstig was. Hiermee erken Petrus indirek dat Paulus se bediening deur Elohim toegerus was. Hierdie uitspraak herinner sterk aan Galasiërs 2 vers 9, waar Jakobus, Petrus en Johannes die genade herken wat aan Paulus gegee was. Die twee gedeeltes vul mekaar dus aan. Petrus erken Paulus se briewe. Petrus gaan verder, soos ook in al sy briewe. Hierdie eenvoudige woorde het groot betekenis. Petrus erken dat Paulus verskeie briewe geskryf het. Nog belangriker, hy verwys daarna as geskrifte wat sy lesers reeds ken. Dit impliseer dat Paulus se briewe reeds wyd versprei was onder die gemeentes. Petrus behandel hulle nie as gevaarlike dokumente wat vernietig moet word nie. Hy gaan eerder uit van die veronderstelling dat sy lesers daarmee vertroud was. As Petrus geglo het hierdie briewe bevat 'n valse evangelie, sou dit die ideale geleentheid gewees het om sy lesers te waarsku. Maar dit doen hy nie. Sommige dinge moeilik om te verstaan. Nou kom ons by 'n vers wat dikwels uit sy verband aangehaal word deur anti-Paulus kritici. Petrus sê, waarin sommige dinge moeilik is om te verstaan. Hier moet ons weer sorgvuldig lees. Petrus sê nie, Paulus is verkeerd nie. Hy sê nie, Paulus weerspreek Yeshua nie. Hy sê nie, Paulus verkondig 'n ander evangelie nie. Hy sê bloot, sommige dinge is moeilik om te verstaan. Dit is 'n heel ander stelling. Trouwens, baie gelowiges deur die eeue sou hiermee saamstem. Paulus behandel dikwels diep teologiese onderwerpe. Hy bespreek ingewikkelde vrae oor die verhouding tussen Judeër en heiden, die funksie van die Torah, regverdiging, die opstanding en die nuwe mens in Yeshua om 'n paar op te noem. Dit is nie verrassend dat sommige gedeeltes moeiliker is as ander nie. Wie is die probleem volgens Petrus? Nou kom die belangrikste deel van Petrus se waarskuwing. Hy skryf, wat die onkundige en onvaste mense verdraai. Let mooi op. Wie is die probleem? Is dit Paulus? Nee. Is dit sy briewe? Nee. Die probleem is onkundige en onvaste mense. Die Griekse woord wat met verdraai vertaal word, G4761 strebluo, beteken om iets te verwring of te verdraai. Die fout lê dus nie by Paulus se skryfwerk nie. Die fout lê by mense wat sy woorde verkeerd hanteer. Die fout lê by die leser. Hierdie onderskeid is van kardinale belang. Hulle verdraai ook die ander skrifte. Petrus voeg onmiddellik iets baie belangriks by. Hy sê hierdie mense verdraai Paulus se briewe soos ook die ander skrifte. Hier moet ons baie noukeurig lees.
Petrus plaas Paulus se briewe langs die ander skrifte. Daar is al lank debat onder geleerdes oor die presiese implikasie van hierdie uitdrukking. Sommige meen Petrus plaas Paulus se briewe reeds op dieselfde vlak as die ander geïnspireerde skrifte. Ander is meer versigtig en meen Petrus sê bloot dat dieselfde mense wat Paulus verdraai, ook die res van die skrifte verdraai. Hoe 'n mens ook al hierdie detail verstaan, een feit bly onveranderd. Petrus waarsku nie teen Paulus nie. Hy waarsku teen mense wat Paulus verkeerd gebruik. En dit is presies dieselfde probleem wat ons vandag nog sien. Petrus se slotsom. Direk daarna waarsku Petrus sy lesers. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees. Waarvoor moet hulle oppas? Nie vir Paulus nie, maar dat hulle nie deur die dwaling van wettelose mense meegevoer word nie. Hierdie woord wetteloses, die Griekse woordnommer G113, athesmon, verwys na wettelose of losbandige mense. Petrus se waarskuwing is dus nie, pas op vir Paulus nie, maar eerder, pas op vir mense wat Paulus verdraai. Dit is 'n wêreld van verskil. Waarom is hierdie getuienis so belangrik? Dink vir 'n oomblik aan die tyd waarin Petrus hierdie brief skryf. Jare het verloop sedert die Antiochië voorval. Jare sedert die Jerusalem vergadering. Jare sedert Paulus se eerste sendingreise. As Petrus ooit sy mening oor Paulus wou verander het, het hy baie geleenthede gehad. Maar sy laaste geïnspireerde getuienis lui, Paulus is ons geliefde broer. Wysheid is aan hom gegee. Sy briewe moet nie verdraai word nie. Hierdie is waarskynlik die sterkste moontlike weerlegging van die bewering dat Petrus Paulus uiteindelik verwerp het. Wat van Johannes? Nou kom ons by die laaste lewende apostel. Volgens die vroegste gelowige getuienis het Johannes waarskynlik langer geleef as al die ander apostels. Hy het waarskynlik die evangelie van Johannes, die 3 Johannesbriewe en Openbaring geskryf teen die einde van die 1ste eeu. Dit beteken Johannes het dekades gehad om oor Paulus se bediening te oordeel. Nou ontstaan 'n eenvoudige vraag. Waar waarsku Johannes teen Paulus? Nêrens. Johannes was nie stil oor dwaalleer nie. Hier moet ons iets belangriks onthou. Johannes was glad nie huiwerig om vals leraars aan te spreek nie. Inteendeel, hy gebruik buitengewoon sterk taal. Hy waarsku teen die anti-Messias, valse profete, mense wat die vleeswording van die Messias ontken, Diotrefus, die Nikolaïte en Jezebel. Lees maar gerus 1 Johannes 2, 1 Johannes 4, 2 Johannes, 3 Johannes, Openbaring 2 tot 3. Johannes was dus bereid om dwaalleer openlik te ontmasker. Waarom dan absolute stilte oor Paulus? Die argument uit stilte. Normaalweg moet 'n mens versigtig wees om te veel uit stilte af te lei. Maar hier is die stilte betekenisvol. Waarom? Omdat Johannes wel baie ander dwaalleraars noem. As Paulus werklik die gevaarlikste apostel van die eerste eeu was, sou Johannes se stilte byna onverklaarbaar wees. Veral aangesien Paulus se briewe reeds wyd versprei was. Die mees natuurlike verklaring is eenvoudig en voor die hand liggend. Johannes het Paulus nie as 'n valse apostel beskou nie. Die getuienis stapel op. Teen hierdie stadium begin die getuienis opvallend saamval. Ananias ontvang Paulus, Barnabas vertrou Paulus,
Die apostels ontvang Paulus, Jakobus ondersteun Paulus, Petrus ondersteun Paulus, die Jerusalem gemeente ondersteun Paulus. Petrus noem hom later ons geliefde broer. Johannes waarsku nooit teen Paulus nie en dit sluit Openbaring 2 vers 2 in wat ons later by in hierdie reeks sal kom. En Lukas beskryf hom deurgaans as 'n ware dienaar van Yeshua. Hierdie is nie een enkele getuienis nie. Dit is 'n netwerk van onafhanklike getuies wat in dieselfde rigting wys. Oorgang na die slotgedeelte van deel 3. Ons het in deel 3 die volledige historiese lyn gevolg, van Paulus se eerste besoek aan Jerusalem, deur die Jerusalem vergadering, die Antiochië voorval, Petrus se latere getuienis en Johannes se stilte. Nou gaan ons al hierdie getuienis sistematies saamvat, die belangrikste anti-Paulus beweringe een vir een teen die skrif opweeg en die sentrale vraag beantwoord, naamlik, indien die oorspronklike apostels Paulus werklik as 'n valse apostel beskou het, waarom vind ons nêrens in die skrif 'n formele verwerping van hom nie, maar juis 'n konsekwente patroon van erkenning, gemeenskap en samewerking? Die totale getuienis van die skrif. Nadat ons al die relevante skrifgedeeltes ondersoek het, is dit nodig om terug te tree en die geheelbeeld te beskou. Dit is maklik om 1 of 2 verse uit hulle verband te haal en daarop 'n volledige teorie te bou, soos wat baie anti-Paulus mense vandag doen. Baie van die moderne anti-Paulus argumente ontstaan dus juis op hierdie manier. 'n Enkele teks word geïsoleer, terwyl die res van die skriftuurlike getuienis geïgnoreer word. Daarom is dit noodsaaklik om studies soos hierdie uit te bring, wat noukeurig en breedvoerig in al die anti-Paulus argumente indelf. Daarom kan so 'n lering soos hierdie, of 'n studie soos hierdie, nie in een enkele studietjie van 'n uur of uur en 'n half bymekaar geflans word nie. Die skrif self leer egter dat 'n saak deur die getuienis van 2 of 3 getuies vasgestel behoort te word, sien Deuteronomium 19 vers 15, Matteus 18 vers 16 en 2 Korintiërs 13 vers 1. In die geval van Paulus beskik ons nie oor net 2 of 3 getuies nie, ons beskik oor 'n hele netwerk van onafhanklike getuies. Laat ons hulle sistematies saamvat. Getuie nommer 1, Ananias. Die eerste persoon wat Shaul na sy ontmoeting met Yeshua ontvang, is nie Paulus self nie, dit is Ananias. Hierdie eenvoudige disipel ontvang onafhanklik 'n openbaring van die meester Yeshua. Hy weet wie Shaul is, hy weet van sy vervolging, hy is bang, maar Yeshua sê, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig. Ananias noem hom daarna broer Shaul. Hier begin die bevestiging van Paulus se roeping, nie deur Paulus nie, maar deur iemand anders. Getuie nommer 2, Barnabas. Die tweede onafhanklike getuie is Barnabas. Toe die gemeente vir Shaul wantrou, tree Barnabas vir hom in. Hy neem hom, hy bring hom na die apostels, hy bevestig sy getuienis, Handelinge 9 vers 27. Barnabas doen dit nie as 'n onbekende gelowige nie. Hy doen dit as een van die mees gerespekteerde manne in die gemeente. Later reis hy jare lank saam met Paulus. Nêrens beskuldig hy Paulus van dwaalleer nie. Getuie nommer 3, Petrus. Die derde groot getuie is Petrus. Hy ontmoet Paulus, hy ontvang hom. Hy gee later saam met Johannes en Jakobus die regterhand van gemeenskap. Hy verdedig dieselfde evangelie
tydens die Jerusalem vergadering. Hy noem Paulus later ons geliefde broer. Hy waarsku nie teen Paulus nie, hy waarsku teen mense wat Paulus verdraai. Hierdie onderskeid kan kwaliek oorskat word. Getuie nommer 4, Jakobus. Jakobus speel waarskynlik die belangrikste rol in Jerusalem. Hy lei die vergadering in Handelinge hoofstuk 15, hy toets die getuienis aan die skrifte, hy haal Amos aan, hy bevestig die insluiting van die nasies, hy stuur saam met die apostels 'n brief uit, hy noem Paulus en Barnabas ons geliefde Barnabas en Paulus in Handelinge 15 vers 25. Nêrens waarsku hy teen Paulus nie. Getuie nommer 5, Johannes. Johannes leef waarskynlik die langste van al die apostels. Hy skryf sy evangelie, sy 3 briewe en uiteindelik Openbaring. Hy waarsku teen anti-messiasse, valse profete, Diotrefus, die Nikolaïte en Jezebel, maar nooit teen Paulus nie. Hierdie stilte is betekenisvol, nie omdat stilte altyd bewys is nie, maar omdat Johannes juis nie stil bly wanneer ware dwaalleer ter sprake was nie. Getuie nommer 6, Lukas. Lukas se rol word dikwels onderskat. Hy was nie bloot 'n historikus nie, hy was vir baie jare 'n reisgenoot van Paulus. Hy het toegang gehad tot Paulus, Petrus, Jakobus, Markus, Filippus en die Jerusalem gemeente. Hy beskryf nie Paulus as 'n indringer nie, hy beskryf hom as een van Elohim se instrumente waardeur die evangelie van Jerusalem tot in Rome versprei. Getuie nommer 7, die Jerusalem gemeente. Laastens het ons die gemeente self. Dit is belangrik om te onthou. Hierdie gemeente het nie alles kritiekloos aanvaar nie. Hulle het Shaul aanvanklik gewantrou, die saak ondersoek, na Barnabas geluister, die apostels geraadpleeg, die Jerusalem vergadering gehou, eers daarna volg openbare erkenning. Hierdie proses wys geestelike onderskeiding, nie goedgelowigheid nie. Die gewig van veelvuldige getuies. Wanneer 'n historikus 'n gebeurtenis beoordeel, dra onafhanklike bevestiging groot gewig. Hier gebeur presies dit. Ons het nie net Paulus wat oor homself skryf nie. Ons het Lukas, Handelinge, Galasiërs, Petrus, Jakobus, Barnabas, Ananias en die Jerusalem brief. Hierdie getuies is nie identies nie, maar hulle beweeg almal in dieselfde rigting. Dit maak die historiese waarskynlikheid baie sterk. Die groot probleem vir die anti-Paulus teorie. Kom ons stel die vraag nou eerlik. Indien Paulus werklik 'n valse apostel was, hoe verklaar ons die volgende? Hoe het Ananias hom aanvaar? Waarom het Barnabas hom ingebring? Waarom het Petrus hom aanvaar? Waarom het Jakobus hom aanvaar? Waarom het Johannes nooit teen hom gewaarsku nie? Waarom het Lukas hom so beskryf? Waarom het die Jerusalem gemeente hom ondersteun? Waarom het Petrus sy briewe aanbeveel? Waarom is daar geen enkele brief waarin die apostels die gemeentes waarsku om Paulus te verwerp nie? Hierdie vrae verdien ernstige antwoorde. Wat die skrif nie leer nie. Na ons ondersoek kan ons met vertroue sê dat die skrif nie die volgende leer nie. Dat Paulus ooit deur die Jerusalem apostels as 'n valse apostel verklaar was. Dat Petrus en Paulus 2 verskillende evangelies verkondig het. Dat Jakobus Paulus se bediening verwerp het. Dat Johannes Paulus as dwaalleraar beskou het.
dat die Jerusalem gemeente Paulus uit die gemeente verban het, dat die Antiochië voorval 'n leerstellige breuk tussen Petrus en Paulus veroorsaak het, en dat Handelinge 15 Paulus se evangelie korrigeer. Geen van hierdie beweringe word deur die teks self gemaak nie. Wat die skrif wel leer? Daarteenoor leer die skrif konsekwent. Joshua het Paulus persoonlik geroep, Ananias het sy roeping bevestig, Barnabas het hom aan die apostels voorgestel, die apostels het hom ontvang, Paulus het Petrus besoek, Paulus het Jakobus ontmoet, die pilare het die genade erken wat aan Paulus gegee was, Paulus ontvang die regterhand van gemeenskap, Petrus verdedig dieselfde evangelie, Jakobus bevestig die besluit, die Jerusalem gemeente noem Paulus en Barnabas ons geliefde, Petrus noem Paulus ons geliefde broer. Hierdie is nie afleidings nie, dit is eksplisiete uitsprake van die skrif. 'n belangrike hermeneutiese beginsel. Hierdie studie bring ons ook by 'n belangrike beginsel van skrifuitleg. Wanneer een of twee verse skynbaar bots met die oorweldigende getuienis van die res van die skrif, behoort ons nie die duidelike gedeeltes in die lig van die moeilike gedeeltes te verklaar nie. Ons behoort eerder die moeilike gedeeltes in die lig van die duidelike gedeeltes te verstaan. Dit is presies wat Petrus self gesê het. Hy het erken dat sommige van Paulus se briewe moeilik was om te verstaan. Hy het gewaarsku dat onkundige en onvaste mense hulle verdraai. Daarom behoort moeilike gedeeltes nooit die grondslag van 'n leerstelling te word wat die oorweldigende getuienis van die res van die skrif weerspreek nie. Hierdie beginsel sal veral belangrik wees wanneer ons in deel 4 die sogenaamde teenstrydighede tussen Yeshua die Messias en Paulus ondersoek. Gevolgtrekking. Wanneer al die beskikbare skrifgetuienis saamgelees word, ontstaan 'n beeld wat merkwaardig konsekwent is. Paulus tree nie op as 'n onafhanklike godsdienststigter wat hom teen die oorspronklike apostels verset nie. Hy word deur Joshua geroep, hy word deur Ananias ontvang, hy word deur Barnabas aanbeveel, hy word deur Petrus besoek, hy ontmoet Jakobus, hy ontvang die regterhand van gemeenskap van die pilare van die Jerusalem gemeente, hy werk saam met hulle tydens die Jerusalem vergadering, wanneer daar spanning ontstaan, gaan dit oor gedrag en nie oor twee verskillende evangelies nie, en jare later noem Petrus hom nog steeds ons geliefde broer Paulus. Die skrif skets dus nie die beeld van twee mededingende bewegings nie, medebroers en susters, medevolksgenote. Dit skets die beeld van een evangelie, verkondig deur verskillende apostels aan verskillende groepe mense met verskillende bedieninge, maar onder dieselfde meester, deur dieselfde gees en tot eer van dieselfde Elohim, Majesteit Yahweh. Dit beteken nie dat Paulus se geskrifte nooit ondersoek moet word nie. Inteendeel, soos elke ander deel van die skrif, moet ook Paulus se briewe noukeurig bestudeer en verantwoordelik uitgelê word. Maar die bewering dat die oorspronklike apostels hom as 'n valse apostel verwerp het, vind eenvoudig geen steun in die skriftuurlike getuienis nie. Die getuienis van Handelinge, Galasiërs en 2 Petrus wys konsekwent op iets anders, naamlik erkenning, gemeenskap, samewerking en 'n gedeelde verkondiging van die evangelie van Yeshua die Messias. Vooruitblik na deel 4.
Met die historiese verhouding tussen Paulus en die Jerusalem apostels in deel 3 nou deeglik ondersoek, beweeg ons na die kern van die hele debat. Die volgende vraag is nie meer wie Paulus was nie, maar wat hy geleer het. In die volgende deel ondersoek ons die beskuldigings wat die meeste teen Paulus gebruik word, naamlik, het Joshua en Paulus verskillende evangelies verkondig? Het Paulus die Torah afgeskaf, of het hy iets anders bedoel? Is Paulus se leer oor genade in stryd met Joshua se oproep tot gehoorsaamheid? Hoe moet Romeine, Galasiërs en Matteus 5 saam gelees word? Wat bedoel Paulus met werke van die wet? Is Romeine 3 vers 28 en Jakobus hoofstuk 2 werklik teenstrydig? En kan Paulus se uitsprake verstaan word sonder die historiese konteks van die eerste eeu? Hier begin ons die hart van die Paulus-debat ondersoek, die sogenaamde teenstrydighede tussen Joshua en Paulus. Hierdie beskuldigings sal een vir een sistematies en uitsluitlik aan die hand van die skrif getoets word, met die doel om nie menslike tradisie of vooropgestelde standpunte te verdedig nie, maar om te vra, wat leer die skrif werklik? Kyk gerus uit vir deel 4. Hier is weer 'n opsomming vir u gerief, sodat u kan sien wat ons tot dusver in hierdie reeks behandel het, en ek wil graag voorstel dat u nie een video apart van die ander een of buite kronologiese volgorde kyk nie, sodat u die hele prentjie duidelik kan verstaan, want die een video bou op die ander een. Baie dankie vir u ondersteuning en vir die saamkyk. Versprei dit asseblief gerus met vrymoedigheid aan medevolksgenote daar buite. Geseënde dag vir elkeen. Selah.